Goeiemôre. Jy luister na oordenking 104 in die reeks 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is 4 wonders van die tienerbrein. In die sitcom Big Bang Theory is Sheldon Cooper een van die hoofrolspelers. Hy is 'n absolute genius met identiese geheue, bedoelende hy kan sedert 3-jarige ouderdom alles onthou wat met hom gebeur het. Selfs die dag, datum en weerpatrone toe sy ma hom van die melkbottel gespeen het. Op 'n stadium in die reeks toe hy homself beïndruk met 'n goeie antwoord wat hy gegee het, vryf hy so oor sy skedel met 'n selfvergenoegde glimlag en sê: "Dankie brein." Na vanoggend se oordenking sal elkeen van ons dieselfde kan doen, en in die besonder elke tiener. As jy besef wat alles met jou gebeur en die rol wat jou brein speel, kan jy inderdaad sê, dankie brein. Dalk aan die einde van die oordenking sal ons dalk almal eerder saam met die psalmdigter gebed terug tot God. Ek loof U, omdat U my op wonderbaarlike wyse geskaap het. Psalm 139. Jong mense se brein ondergaan wonderlike veranderings tydens die tienerjare. Kom ons praat oor enkele van die belangrikstes hiervan. Die eerste groot verandering vind plaas in die brein se beloningsstelsel. Gedurende puberteit word die dopamienstelsel meer sensitief. Hierdie netwerk reageer baie sterker op nuwe, betekenisvolle en sosiale ervarings. Dit beteken nie noodwendig dat tieners meer dopamien het nie. Navorsing dui eerder daarop dat dieselfde hoeveelheid dopamien 'n baie sterker reaksie ontlok. Daarom voel nuwe ervarings so lonend, uitdagings aantrekliker en sukses besonder motiverend. Selfs risiko's kan opwindend lyk wanneer daar 'n moontlike beloning wag. Hieruit ontstaan wat Dan Siegel noem novelty seeking, die natuurlike drang om nuwe dinge te ontdek. 'n tweede belangrike verandering is dat die limbiese stelsel, dis nou die emosionele deel van ons brein, vroeër ontwikkel as die prefrontale korteks, ons voorbrein, wat verantwoordelik is vir beplanning, impulsbeheer, oordeel en langtermyn besluitneming. Hierdie breinstreke wat beloning en emosie dryf, ontwikkel vroeër as die netwerke wat selfbeheer en vooruitbeplanning ondersteun. Hierdie ontwikkeling duur dikwels voort tot in 'n mens se middel tot laat 20's. Dis 'n baie belangrike insig. Dis waarom heersers oor die wêreld heen baie lief is daarvoor om jong mense na oorlogsfront te stuur. Want jong mense oorskat hulle eie vermoëns en onderskat gevare wat bestaan. Dit is hoekom jong mense baie keer verskriklike kansse vat, sonder om mooi die gevolge te deurdink. 'n derde proses staan bekend as sinaptiese groei. Gedurende die kinderjare vorm die brein miljoene verbindings tussen senuweeselle. In die tienerjare begin die brein hierdie netwerk verfyn. Verbindings wat gereeld gebruik word versterk, die wat min gebruik word afgebreek. Die brein word dus nie groter nie, maar baie meer doeltreffend. Hierdie herorganisasie van die brein help jong mense om vinnig nuwe vaardighede aan te leer, belangstellings te ontwikkel en uiteindelik hul identiteit te vorm. Pa en ma, dis hoekom jou kind van die een oomblik na die volgende so intense belangstelling kan kweek vir hierdie stokperdjie of daardie stokperdjie, hierdie belangstelling en dan daardie belangstelling. Wat ook tydens die tienerfase plaasvind, is wat hulle noem melanisering. Melanien is soos die isolasie om 'n elektriese draad. Hoe meer melanien om 'n senuweevesel vorm, hoe vinniger beweeg die syne. Daar vind 'n turbo boost plaas, soos ons as kinders gesê het, in hierdie kommunikasie, die spoed van boodskappe deur ons brein. Die syne word vinniger aangestuur. Oor baie jare verbeter hierdie proses die kommunikasie
tussen die emosionele sentrums en die dele van die brein wat verantwoordelik is vir beplanning, oordeel en selfbeheer. Die brein leer letterlik om al hoe beter met homself te kommunikeer. Nog 'n belangrike verandering is in die areas wat neurowetenskaplik is, die sosiale brein noem. Verskeie breinnetwerke wat betrokke is by die verstaan van ander mense en sosiale verhoudings word gedurende adolessensie besonder sensitief. Daarom raak aanvaarding deur maats, vriendskappe, status en selfs groepsdruk enorm belangrik. Dis nie 'n ontwerpfout nie. Hierdie ontwikkeling help jong mense om geleidelik onafhanklik van hul ouers te word en nuwe verhoudings buite die gesin te bou. Dit is die biologiese grondslag van wat Siegel social engagement noem. In die laerskool, en veral vroeë laerskool, het kinders maatjies, want dit is lekker om met hulle te speel, maar hulle identiteit kom primêr uit hulle ouerhuis uit. Tydens die tienerjare is daar baie meer op die spel, want nou begin hulle eie identiteit bou binne daardie sosiale wêreld van vriendskappe. Is ek in of is ek uit? Is ek iemand of voel ek soos niemand? So dis 'n verskriklike belangrike fase om te onderhandel. En navorsing wys vir ons dat wanneer tieners 'n veilige basis het, hulle ouerhuis, waar hulle weet dat hulle altyd veilig is, dat hulle weet wie hulle is, dat hulle liefgehê word en aanvaarding daar het, doen baie beter daarmee as kinders wat onsekerheid beleef in daardie primêre verhoudings. Die 5de verandering is dat emosionele netwerke sterker reageer. Die amygdala word meer aktief wanneer emosionele gebeure plaasvind, terwyl die prefrontale korteks nog besig is om sy regulerende rol te speel. Daarom kan emosies so absoluut oorweldigend voel. Tieners ervaar emosies dikwels dieper, sterker en vir langer tye as wanneer ons volwassenes is. So, hormone is nie die enigste verklaring vir emosionele intensiteit nie. Hormone speel wel 'n rol, maar die ontwikkelende brein self is 'n belangrike deel van die verklaring. Hieruit vloei Siegel se 3de kenmerk voort: increased emotional intensity. Laastens praat Siegel van creative exploration. Hier is die wetenskap effens minder beslissend. Navorsers glo nie daar is 'n enkele kreatiwiteitssentrum wat skielik geaktiveer word nie. Kreatiewe denke ontstaan waarskynlik uit die samewerking van verskeie prosesse: 'n meer sensitiewe beloningsstelsel, groter nuuskierigheid, die herorganisasie van neurale verbindings, identiteitsvorming en 'n groter bereidheid om nuwe moontlikhede te ondersoek. Daarom is tieners dikwels bereid om gevestigde idees uit te daag en nuwe oplossings te probeer. So, pa en ma en ouma, jou tiener probeer hulle nie slim hou nie. Dis hulle werk om ons uit te daag en nuwe moontlikhede te ondersoek, gevestigde idees uit te daag en vir hulle self antwoorde te vind. Dit is nie vreemd dat tieners hulle gesinswaardes uitdaag en diep vrae het oor geloof en die betroubaarheid daarvan, betroubaarheid van ons belydenisse nie. Dis wat tieners doen, hulle vra hierdie ongelooflike diep vrae en ons as volwassenes moet daar wees vir hulle om antwoorde te gee van wat ons oortuigings is en hoekom ons daarin glo. Baie kere maak tieners 'n geweldige draai, weg van hulle ouerhuis, weg van hulle geloofstradisie, weg van hulle beginsels selfs. Ek moedig dit nie aan nie, sê dit kan soms gebeur, maar om vreemd genoeg in hulle middel, laat 20s, vroeg 30s, dan daag hulle weer op dieselfde plek en verbasend normaal en aanvaardend van wat hulle eens teen gerebelleer het. Om dit alles makliker te maak om te onthou, gebruik Siegel die akroniem ESSENCE om hierdie 4 kenmerke te beskryf. As jy 'n potlood en pen het, kan jy dit saam met my neerskryf. So skryf ESSENCE neer, maar in die volgende volgorde. Skryf ES neer, dan onder dit SE, dan skryf jy N en CE onder dit.
Essence. Essence staan vir Emotional Spark in hierdie akroniem. Emosionele vonk. Emosies wat uit dieper, ouer breingebiede kom, oorspoel die redeneringsdele van jou brein sterker as toe jy kleiner was. Dit verklaar waarom vreugde, opwinding, hartseer of frustrasie so ongelooflik oorweldigend kan voel, dat dit vir jou voel of dit die einde van die wêreld is. Die nadeel of die gevaar is emosionele storms en buierigheid. Die voordeel is 'n kragtige passie om ten volle te lewe. Pa en ma, dis hoekom jou tieners soms die deur toetrek en net daar gaan lê soos 'n hoopie verdriet. Dis hoekom hulle die lewe en die verlies aan vriendskap en verhoudings wat verbreek so ontsaglik intens beleef. Moet dit nie afmaak as niks nie. Wees daar by hulle in daardie intense belewennisse emosioneel. Die volgende deel van die akroniem is SE, Social Engagement, sosiale betrokkenheid. Tieners begin natuurlik meer en meer na portiergroepe draai as hulle ouers. Dis nie verraad nie. Dis 'n tiener se brein wat hulle voorberei om self verhoudings buite die huis te bou. Want verhoudings is een van die belangrikste faktore vir 'n lang en gesonde lewe. Maar hier is belangrike inligting. Tieners steur hulle meer aan hulle maats as dit kom by kleredrag en nuwe modegiere. Maar waardes van tieners word steeds ten sterkste bepaal deur die ouerhuis. Dit het ons oor en oor bevind toe ons navorsing gedoen het in ons eie land onder tieners oor 'n 2 jaar tydperk. Die volgende deel van die akroniem is N, Novelty Seeking, nuutsoekende gedrag of die soeke na nuwe ervarings. Verskuiwings in die tiener se dopamienstelsel, daardie stof wat met plesier en beloning verband hou, maak dat nuwe ervarings en opwinding aantrekliker voel. Dit kan, groot gevaar, tot roekelose gedrag lei. Maar dit is presies ook daardie eienskap wat hulle die moed gee om die bekende, veilige nes te verlaat en die wêreld te gaan verken. Ons as ouers het groot wysheid nodig met waar laat ons kinders gaan, tot op watter punt, voordat ons, omdat hulle nog nie hierdie ervaring het nie, tog intree en sê, my kind, ek weet jy dink jy kan en alles is oukei, maar hierdie is gevaarlik. Aan die ander kant kan ons kinders so rem, dat hulle nooit daardie self gaan eksploreer in die wêreld en die lewenservaring opdoen nie. Dan gaan skuil hulle teen die wêreld en kom nooit regtig tot hulle volle self nie. Die laaste deel van die akroniem is Creative Exploration. Dis kreatiewe verkenning. Tieners begin dink buite die raamwerke waarin hulle groot geword het, om hulle eie idees te vorm en hulle eie identiteit. Ek wil nie sê te vind nie, want deur hulle hele lewe word daar aan hulle 'n raamwerk geplaas binne geloof en binne die waardes en normes van die huisgesin, maar dis waar hulle identiteit gevestig word, sodat hulle met 'n samehangende selfbeeld die lewe kan ingaan. Aan die tieners dan hierdie boodskap: moenie probeer om hierdie eienskappe te onderdruk nie. Dis wonderlike kwaliteite. Leer om dit wys te bestuur. Omring jouself met mense wat vir jou omgee. Gee jou passie en energie 'n gesonde uitlaatklep. Ek wil herhaal, 'n gesonde uitlaatklep. Want jy kan nou neurologiese bane in jou brein vorm wat jou lewe vorentoe hel kan maak. Of die dinge waarin jy dink, dit waarmee jy besig hou, kan vir jou 'n pad oopbreek, 'n pad gelyk maak wat 'n wonderlike lewe voorhou. Probeer nuwe dinge op maniere wat groei bring eerder as skade. Moenie jouself in die voet skiet nie. Onthou, elke keuse wat jy nou maak, help of inhibeer letterlik watter breinverbindings sterker word. Jy is nie net 'n toeskouer van hierdie proses nie, jy is een van die argitekte daarvan.
In jou stilte tyd vandag kan jy die woorde gaan lees van Psalm 119 vers 9 tot 12. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Met my hele hart soek ek u. Laat my nie afdwaal van u bevele nie. In my hart bewaar ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. U moet geprys word, Here. Leer my u voorskrifte. Amen. Laat dit dan jou gebed wees as tiener, maar laat dit jou gebed wees as ouer, ouma, oupa, of watter lewensfase ons ook al mag wees. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.